Die plaas Camphill naby Malmesbury in die Wes-Kaap is 'n herberg vir intellektueel gestremde volwassenes. Maar jy gaan sukkel om 'n hartseer of beswaarde gesig tussen die klomp te vind. Dis broodpak, koeiemelk en kos maak van die môre tot die aand. En Therese het gaan kyk. By Camphill sal jy die volgende kry: 'n landery, 'n melkery, 'n bakkery, 'n werkswinkel en natuurlik die sowat 90 mense wat hier woon en werk. Camphill Village is 'n plaasgemeenskap vir intellektueel gestremde volwassenes. Dis in 1964 deur Julian en Renate Slee gestig met die doel om 'n tuiste te bied, 'n plek waar almal saam kan woon en werk. Hier lewer almal ook 'n bydrae tot die wêreld om hulle. En die dag begin vroeg, baie vroeg, hier by die melkery. James, jou familie het Camphill begin. Ja, dis reg. Daar's eintlik 100 Camphills in die wêreld en my oupa en my ouma het die hele organisasie gestig. So jy's op hierdie spesifieke plaas gebore. Hoe was dit om hier groot te word? Dit was eintlik 'n verskriklike nice geleentheid om met soveel verskillende mense groot te word. Wat laat iets soos Camphill vir 50 jaar lank werk? Om die waarheid te sê, dink ek dit is die residents. Ek sê altyd hulle is soos die sement tussen die bakstene. En wat ek daarmee beteken is, hulle is die mense wat elke oggend opstaan in die koeiemelk. Hulle is die mense wat elke dag die daglikse dinge doen wat die plek nou laat bestaan. Wat is die hele idee van Camphill? Hoekom word mense nie net versorg hier nie? Hoekom werk hulle? Die werk is eintlik die terapie. As jy hard werk in die dag en jy is moeg in die aand, dan is daar nie baie plek vir probleme nie. Dit gee hulle betekenis in hulle lewe. En dit gee hulle ook seker 'n sin van waarde in vir hulle self. Heeltemal, ja. Eckhart, hoe lank is jy nou al hier by Camphill? Vir 'n jaar en 1 maand. Is dit? Wat maak dit lekker om hier te bly? Ek hou van Camphill Village en ek was hier res van die lewe nie kan reis. Okay, en nou het jy 'n nuwe familie hierso. Ja. Kom die mense hier goed oor die weg? Nee, ja, hulle kom goed oor die weg. Wat doen jy op die plaas? Wat's jou werk? Ek werk aan die dairy. Wat is vir jou lekker om te werk in die dairy? Dit is lekker cool en daai. En hou jy van die beeste? Ja. Ek was ook daarvoor melker Ja. en toe sê ek nee, daar is te veel in die son. Okay. Toe het ek eers in die tuin gewerk, nou werk ek aan die dairy weer. En nou is dit vir jou lekker? Ja. Hoeveel mense is daar hier by Camphill? Ons is tans 88 inwoners en so omtrent so 40 personeel. Tipies is jou mense met autisme, Down syndroom en dan ook motorongelukke, breinbeserings as gevolg van verskillende ongelukke. Ons intellektueel gestremde inwoners word volgens hulle verstandelike vermoë, natuurlik hulle belangstelling, kry hulle 'n werkie op in een van ons ondernemings. Hoe lyk die gemiddelde dag hier by Camphill vir die inwoners? Soos enige gewone huis, hulle staan op in die oggend, as 'n gesin eet hulle ontbyt saam en dan gaan so 8:00 af word hulle in hulle onderneming, begin hulle werkies doen vir die dag. 12:30, dan is dit etenstyd, dan eet die gesin saam en dan daarvan af terug werk toe en vanaand weer is die gesin weer saam vir aandete. Watse produkte vervaardig julle alles hier? Want daar's nie net die melkery nie. Nee, daar's die bakkery wat ons beskuit, heerlike broodjies, granola maak. Ons het 'n kosmetiese werkswinkel waar ons organiese jojoba olie vervaardig, verskillende masseerolies en lekker ryk goedjies en sepe. Dan is ons ook baie bekend vir ons jogurt, ja. Voel dit soos 'n familie hier op die plaas? Ja, absoluut, ja. 'n groot familie, ja. Hoe lank werk Tannie al hier by Camphill as huismoeder? Ek is al 14 jaar in Camphill. Wat is vir Tannie lekker daarvan om by Camphill te werk? Die lekkerste is om met ons inwoners te werk en veral die verswaktes en die bejaardes. Dis waarvoor ek baie lief is. Moet mense spesiale gawe hê daarvoor? Ek sou so dink jy moet baie lief wees vir mense en spesiaal vir ou mense. Hoe werk die huise hier? Ons is soos 'n familie saam. Ons deel die huise met hulle, ons deel alles met hulle, ons eet saam met hulle. En daar's gemengde mans en vrouens. Mans en vrouens saam in een huis.
Ja. En dan staan ook van die inwoners wat onafhanklik woon. Ja, daar's 'n hele paar van hulle. Daar's byvoorbeeld een huis, Sunset, waar 5 van die inwoners al vir jare bymekaar daarso woon. Hulle eet hulle hoofmaaltyd. Die eet hulle in ons ander huise. Maar verder kyk hulle na hulle self. Hulle moet hulle eie wasgoed was, hulle moet hulle eie huis skoonmaak. Naweke sorg hulle absoluut vir hulle self wat kos aanbetref ook. Siggy, hoe lank is jy nou al hier by Camp Hill? Ek is 28 jaar in Camp Hill. Jo. En ek hou baie daarvan, al die mense is hier so, al my vriende hier so. Ek hou baie van almal. Verduidelik vir my, hoe is dit om hier te lewe? Het is lekker om hier te lewe. Ek woon independent in 'n huis met 5 ander mense. Ja. Ons werk lekker saam, ons praat saam, ons doen dinge saam. Nou, wat beteken dit as jy sê jy is independent? Want ek weet van die ander huise het huismoeders. Jy het nie 'n huismoeder. Ons het nie huismoeders of huispaden nie. Ja. En ons lewe lekker saam. Ja, nee. Ek hoor julle huis is die netjieste van almal. Ek hoop so, ja. Ja, ons maak baie skoon. Elke naweek maak ons huis skoon. Nee, dit is lekker. So julle twee, dis nou julle huis hierdie waar julle woon. Ja, net ons huis, ons kook, ons was. Chris, ek verstaan Tess maak die lekkerste melkterte hier en sy kook ook lekker. Dit is reg. Wat is die lekkerste goed wat sy vir jou maak? Enige kos. Omdat sy sit mos sy liefde in haar kos sien. Ja. Sy sit liefde in enige kos. Kry jy baie goeie result. Hoekom het jy verlief geraak op Chris? Ons is so companion. En dit ons is ek raak kwaad vir hom by daar en hy raak kwaad, maar hy's baie anders dan my. Hy vat my nonsens. En dit is kom de weg so lank. Nou julle is albei al 'n klomp jaar hier by Camp Hill. Wat is dit wat Camp Hill lekker maak? Hoekom bly julle hier? Die wêreld buitekant is baie difficult. En ek geniet dit hier. My ma is die laaste paar jaar dood en haar graf is hier by onze kerk. En sy, my ouers is baie vrede dat ek is in Camp Hill. En Camp Hill is 'n wonderlike plek. Ek sal nooit weer weggaan hier. Camp Hill, as it stands here today, the farm where we are, how many people were there here in the beginning, residents? 3. Only 3? Yeah. And today you have a full 88 residents? Yes, yes. How does it feel to look back over the years and to know that you've helped so many people and that there's so many people now who are dependent on Camp Hill? I think it's rewarding, because they become our friends. They're my companions. And it's quite nice getting old here because we know each other and we respect each other and like each other. What is the motivation or the idea behind Camp Hill? That they feel relevant in spite of a handicap, that there is a purpose, there's a meaning, it's not a mistake, and that they find a way where they can fulfill themselves. It could be a menial thing, could be just sweeping, could be just preparing vegetables, but they've got a purpose of life, and they've got friends, and that they know our physical body isn't the only thing. We've got a spirit which is intact. Hoe kan mense hier betrokke raak? Ons het 'n paar verskillende maniere. Een is borgskap vir een van ons inwoners wat nie familie het nie of geen finansiële bystand van enige aard het nie. Ook projekte vir ons ondernemings, as daar dalk mense is wat wil ondersteuning bied daar. Kom na ons mark toe elke eerste Sondag van die maand en jy kan jou dienste kom vrywillig hier gee. Ons natuurlik altyd mense soos terapeute nodig wat kan kom help. Ja. 2 mense is al wat dit gevat het om vandag byna 90 mense se lewens te verander. Soms is mens tot meer in staat as wat jy gedink het. En Camp Hill is 'n wonderlike voorbeeld hiervan.